sommer baie goed met julle en ek hoop julle het 'n baie lekker Kersdag gehad laasweek en kan julle glo is aan die einde van 2025, nog net 2 dae. Kyk, ek is seker julle gaan saam met my stem hierdie jare daarom maar gevlieg gevoel. Nou ek wil 'n bietjie met julle gesels oor iets wat ons verskriklik besig kan hou. Wat dink julle kan dit wees? Ja, dit kan tyd wees. Ja, dit kan materialistiese goed wees. Maar daar is een ding wat vir ons baie besig hou en dit is ons gedagtes. Ja, my vriendin, ons gedagtes is iets wat nooit stil staan nie. Ons gedagtes is soos tyd. Dit staan nooit stil nie. Dit gaan net aan en aan en aan. Ek maak altyd die grap en sê, ja, my gedagtes is soos die highway. Altyd besig, altyd aan die gang. En weet julle, dit is goed as 'n mens se kop besig bly. Dit is goed. Maar nou is die vraag, waarmee is jou gedagtes gevul? Is jou gedagtes gevul met dinge wat jou net meer depressed maak as wat dit veronderstel is om te doen? Of is jou gedagtes gevul met nuwe, verfriste idees? Is dit gevul met mooiheid? Is dit gevul met iets waarna jy streef? Iets wat voorlê, wat jy opgewonde is oor? Of is jou gedagtes gevul met, wat gaan ek tog nou weer vandag doen? Kan hierdie dag net verbykom nie? Kan môre nie net verbykom nie? Of teen wie gaan ek nou 'n haat bou? Of wat kan ek aan daai persoon doen om hulle lewe bietjie om te krap? Jy weet, ons gedagtes kan so gevul word met dinge, my vriend en vriendin, wat regtig onnodig is, wat eintlik onnodig spasie vat. Ons besef nie altyd hoe ons gedagtes eintlik soms onnodige spasie vat nie, waar daai spasie kan gebruik word oor, wat kan ek vandag vir iemand sê wat hulle dag gaan maak? Hoe kan ek vandag iemand inspireer? Hoe kan ek vandag iemand motiveer of bemoedig? Daar's reg so baie wat ons kan doen, maar ons gebruik baie keer ons gedagtes om dit te fokus op dinge wat eintlik so onnodig is. Dinge wat net nie eintlik in ons gedagtes hoort nie. Dit vat eintlik net onnodig plek. Dit vat onnodig spasie. En ek dink, in 2026 is dit definitief iets waaraan ons moet werk, my vriend en vriendin, om ons gedagtes te vul met die mooiheid. As jy net rondom jou kyk, om te sien wat God alles geskaap het, om te sien waarmee jy geseën is dit net soveel meer werd om jou gedagtes te vul met daai dankbaarheid, jou gedagtes, jou hart. En gepraat van jou hart, ons harte kan net so vol wees. So ek dink nogal ons gedagtes in ons harte, hulle hou partykeer kompetisie. Ja, ons gedagtes in ons harte hou kompetisie om te kyk wie kan gevul wees met die meeste dinge. En soos die woord sê, wat die mond van vol is, loop die hart van oor of hoe, nee. Maar daar staan niks van wat die mond van vol is, loop die gedagtes van oor nie. Maar ons harte en ons gedagtes, ek dink partykeer trek hulle tou om te kyk, wie kan die meeste uittrek? Wie kan die meeste hê? So dit is baie belangrik, my vriend en vriendin, dat ons regtig ons harte en ons gedagtes vul met dinge wat net vrugte kan afwerp, wat mooi kan vul, wat mooi kan uitstraal, mooi kan uitbeeld. Ongelukkig kan ons nie keer wat in ons gedagtes ingaan nie, maar ons kan keer wat ons daarmee gaan maak. Hulle sê mos, mens kan nie die voëls keer om oor jou kop te vlieg nie, maar jy kan keer dat hulle nes maak in jou kop. Nou dis net so met gedagtes ook. En ek gebruik baie keer hierdie vergelyking van spinnekoppe, die web wat hulle spin. Kyk, dis dan maar 'n grillerige ding, daai web. En ek is seker dis wat gedagtes ook baie keer doen. Gedagtes het 'n manier om soos 'n web te spin in jou kop. Nou kyk, 'n mens kan nie keer as jy 'n spinnekop sien nie. Jy kan hom nie keer dat hy in jou huis inkom nie. Maar jy kan wel keer dat sy web daar bly. Jy kan keer dat hy web maak in jou huis. Ja, dit kan jy doen. En dis net so met gedagtes ook, my vriend en vriendin. Ons moet regtig begin op 'n plek kom, wat ons begin ons gedagtes vul met dinge van voorspoed, dinge van wat mooi is, as wat ons gedagtes vul met hatigheid, bitterheid, afguns, en daar is so baie dinge wat mense dit kan noem. So gaan ons 'n punt daarvan maak in 2026, om bietjie ons gedagtes op 'n skoon bladsy te begin, skoon te begin, en dan gaan ons gedagtes, as ook ons harte, vul met dit wat mooi is, met dit wat uitstraal na ander, wat hulle ook kan bemoedig, en aanmoedig, om na die mooi te kyk, in plaas van om vas te steek, by die negatiewe en by die lelike. Dink net, positiewe gedagtes kan jou so ver vat, dit kan jou baie ver bring, as negatiewe gedagtes. So gaan ons 'n punt daarvan maak, en ek sê dit vir myself ook,
want ek weet ek is net so skuldig. Nou ja, mag julle elkeen 'n baie lekker maandag hê. Geniet die dag en ons praat gou weer.